Goeiedag en welkom by Woordspieël, waar ons vanoggend in Genesis 13 gaan inkyk en toelaat dat die Heilige Gees met ons praat, sodat ons lewens kan belyn met God se waarheid in Christus in ons lewens. Genesis 13 vers 4 is wat ek vanoggend gaan lees en die tema is aanbidding. Ek lees vir jou vers 4. Dit sê: dis die plek waar Abraham destyds die altaar gebou het. Hier het hy weer die Here aanbid. So Abraham het plekke en tye van aanbidding in sy lewe opgestel en afgesonder. Hier kom hy weer by 'n plek waar hy al voorheen was en waar hy voorheen 'n altaar opgebou het om God te aanbid, en hy stop weer daar en hy aanbid God weer. So hy onthou 10-1 wat het hy die vorige keer God voor aanbid, en hy het van daar af ook natuurlik 'n klomp nuwe goeders, en hy maak tyd by hierdie plek om stil te staan en om God te aanbid. Sonder dat dit in godsdienstige rituele verpak word en reëls, sien ek Abraham aanbid God as deel van sy lewe. Dit is vir hom logies en natuurlik om moeite te doen en om tyd te maak om God te aanbid. En hy was ryk, ja, hy was voorspoedig geweest, en tog is hierdie primitiewe Abraham 'n aanbidder. Dis vir hom 'n no-brainer om God te aanbid. Wat sê dit van my, modern, gesofistikeerd, Nuwe Testament mens? Waarom dink ek soms dat aanbidding 'n nice to have is? Weet ek nie baie meer van God as Abraham nie? Leef ek nie na die vervulling van God se beloftes, terwyl Adam nog 'n baie dowwe beeld gehad het van wat God gaan doen? Het ek nie in Jesus gronde vir baie meer aanbidding nie? Het ek nie die Heilige Gees wat in my woon, wat aanbidding soveel meer intiem maak en soveel makliker eintlik maak nie? Waarom sal ek dan nie soos Abraham moeite doen en altare bou in my lewe? Daagliks plekke en tyd inruim waar ek God aanbid. Hy is betrokke in my lewe. Hy maak my deel van sy beloftes. Hy is waardig. Kom ons aanbid hom vandag en elke dag. Kom ons koop tyd uit. Kom ons maak tyd waar ons altare bou in ons lewens om God te aanbid. Kom ons bid vandag. Vader, ek heg waarde daaraan om U te aanbid. Dit is nie tyd mors nie, maar tyd waardig aangewend. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie met iemand wat dit moet hoor vandag. Subscribe op die YouTube kanaal sodat jy die volgende video's nie mis nie, en wees deel van hierdie woordspieelreis saam met my. Die Here seën jou.